Is bron van lewe en ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7. Ons is so in aanloop na Pinkstertyd toe en julle sal ook sien hoe sluit vanmôre se boodskap aan by die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons bid so saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie mooi môre hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons doelbewus kan stil word saam met mekaar in U teenwoordigheid. Dankie dat U vir ons die bron van lewe is, van vrede, van vreugde en van krag. Dit is soos die woord sê, deur U lewe ons, bestaan ons en beweeg ons. Ons is in alles so afhanklik van U. Dankie dat U in ons lewens belangstel, selfs in die kleinste detail, en dat U elkeen van ons innig liefhet. Ons eer U, Here, vir wie U is. Dankie dat ons U kan teruglief hê en ons is baie keer so bewus van die onvolmaaktheid van ons liefde, Here. Maar dankie dat U deur U Heilige Gees ons harte vul met wederliefde. Raak ons nou aan deur U woord en deur U Gees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die foto daar op die skerm is 'n foto van die Amazone rivier. Nou, die rivier ontstaan hoog in die Andes gebergtes bokant die yslyn. Dis so hoog dat dit permanent ys en sneeu daar het. En daar begin die rivier met klein stroompies water wat onder die ys uitsyfer. En dan kom hierdie klein stroompies bymekaar en dan die groter strome bymekaar en so loop hulle teen die berg af tot waar riviere bymekaar kom om saam die Amazone te vorm en dan loop dit vir omtrent 6000 kilometer tot by die see. En wanneer dit in die see inloop, is dit 'n massa water, 5,3 miljoen liter per sekond. Die krag waarmee die Amazone die oseaan tref, is so groot dat die vars water 100 kilometer die see in gedryf word. Dis 'n wonderlike rivier wat 'n hele kontinent verander. Sonder hierdie rivier sou Suid-Amerika heeltemal anders gewees het. En wanneer Jesus nou met ons praat oor die water van die Heilige Gees, dan wil ek nou aansluit by hierdie beeld. So kom ons lees nou daai gedeelte in Johannes 7 van vers 37 af. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei." Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Ons lees tot daar. Nou, die meeste strome is nou nie so groot soos die Amazone nie. Maar selfs die kleinste stroompie maak 'n verskil daar waar hy loop. Die kleinste stroompie bring lewe daar waar hy loop. En dis wat God vir ons as sy kinders ook wil hê. Dat ek en jy soos 'n stroompie water 'n verskil sal maak daar waar ons loop.
dat ons lewe sal bring daar waar ons loop. In ons lewe is dit ook so dat ons soos die rivier begin met klein stroompies water. Elke keer wanneer ek stilte tyd hou, elke keer wanneer ek in my hart met die Here ontmoet, elke keer wanneer die Here vir my 'n belofte uit sy woord gee, of deur sy gees in my hart praat, is dit soos 'n klein stroompie water. En hierdie klein stroompies loop saam en vorm 'n groter stroom. En dan wil die Here ook hê, my stroomwater moet saamloop met jou stroomwater, saam met al die ander hier se strome water. Totdat ons ook uiteindelik 'n verskil maak aan 'n kontinent, soos die Amazone. Dis dan so kosbaar dat die Here wil hê dat ek en jy soos 'n stroom lewende water sal wees daar waar ons loop. Die vraag is, hoe kom ons daar? Hoe word ons so 'n stroom water? Die eerste belangrike ding wat ons uit hierdie gedeeltjie kry is 'n toestand. Hy praat van as iemand dors het. Nou om dors te wees beteken jy's bewus van 'n behoefte van jou liggaam. En dors neem sommer vinnig toe. As jy vir 'n rukkie in 'n warm toestand is, of jy is waar jy baie oefening doen of wat ook al, dan word jy sommer vinnig dors. En as jy nie dadelik iets kry om te drink nie, dan word daai dors gou erger. En baie vinnig word dit 'n oorheersende behoefte. En dis waarvan Jesus hier praat, dat daar in ons harte 'n oorheersende behoefte sal wees na hom. Want net soos my liggaam nie kan leef sonder water nie, so kan my gees nie leef sonder die teenwoordigheid van God nie. Dis wat hom voed, soos water, my liggaam. En daarom wil die Here hê dat ons gereeld sal kom drink by die fontein van lewende water. Steve Briscoe het gesê, God will meet a man on the level of his desire. A man can have as much of God as he wants. Hoe groter behoefte en begeerte jy na God het, hoe meer sal God vir jou van homself gee. Hoe meer sal hy homself aan jou openbaar. Maar as jy nie eintlik 'n behoefte het aan God nie, en jy doen nie eintlik moeite om met hom te ontmoet nie, dan gaan jy ook nie veel van hom leer ken nie, en veel van hom beleef nie. So, hoe dieper jou behoefte, en hoe meer jy na hom soek, hoe meer sal hy van homself aan jou openbaar. Ons hoor iets daarvan hier in Psalm 42, waar die psalmdigter sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Hoor julle hierdie diep behoefte, hierdie diep begeerte by die psalmdigter? Dis net soos 'n bok wat in die woestyn loop en vir 2-3 dae nie water gehad het nie, en nou soek hy water. Dis nou die alles oorheersende behoefte en begeerte. En mag dit in ons harte ook wees, dat ons so 'n behoefte het na die Here. Nou, ek wil net so ietsie gee oor die agtergrond van hierdie psalm. Ons het nou gelees daar dat dit gebeur het op die laaste dag van die Loofhuttefees. Nou, die Loofhuttefees was 8 dae lank gewees. En dit het gebeur om die volk te herinner aan hoe God hulle deur die woestyn gebring het uit die
uit Egipte uit na die beloofde land toe. En daarom moes elke gesin 'n huitjie bou van takke en palmblare. En hulle het uit hulle huis uitgetrek en vir daai week het hulle in daai huitjie gebly, om hulle weer te laat besef hoe afhanklik is hulle van die Here. Hoe getrou God vir hulle sorg. En in daai loofhuttefeestyd was Jerusalem en veral die gebied rondom die tempel toe onder hierdie takhuisies. En dan was daar elke dag 'n prosessie. Die priesters het voorgeloop en dan het hulle afgestap na die poel van Siloam. Elke priester het 'n goue kruik gedra. En die volk het agter hulle aangestap. En daar by die poel het hulle die kruike vol gemaak met water. En dan het hulle teruggestap na die tempel toe met die volk agter hulle aan. En die volk swaai palmtakke en wilgertakke en goeters, terwyl hulle die Here loof en prys. En terwyl hulle so stap, sing hulle hierdie versie uit Jesaja 12 vers 3, met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. En dan kom hulle by die tempel aan en hulle kom na die altaar toe. En daar by die altaar gooi die priesters die water uit die goue kruike oor die altaar. So het dit aangegaan vir 7 dae en dan die 8ste dag het hulle afgestap na Siloam toe, maar die priesters het nie water geskep in die goue kruike nie. Met leë kruike het hulle teruggestap met die volk stil agter hulle aan. Dan het die priesters 7 keer om die altaar gestap om hulle te herinner hoe die Here Jerigo in hulle hand gegee het toe Joshua hulle die stad ingeneem het. En dan het die priesters die leë kruike oor die altaar omgekeer, om hulle te herinner aan die wat aan God ongehoorsaam was en hom nie vertrou het nie. Die wat in die woestyn omgekom het, wat vir 40 jaar daar moes rondswerf, omdat hulle nie op God wou vertrou nie. En dis waarskynlik in hierdie oomblik, waar die ouens leeg staan, bewus van hulle swakheid en nietigheid, maar ook met 'n behoefte, al kom hulle al vir hoeveel jaar, elke jaar na die loofhuttefees toe, dan gebeur daar nie eintlik iets nie, niks verander eintlik nie. En hulle stap weer droog daar weg. Dis in hierdie oomblik wat Jesus opstaan en uitroep: elkeen wat dors het, kom na my toe en drink van die lewende water. Die eerste groot ding gaan oor die toestand van ons hart. Die tweede belangrike ding is 'n uitnodiging. Jesus wat sê, laat hy na my toe kom en drink. Nou, om by Jesus te kom drink, beteken dat my hart droog is. Dat ek bewus is van 'n behoefte. En daarom kom ek. Dit staan ook hier in hierdie gedeelte dat Jesus daar gestaan het en uitgeroep het. En dit was baie snaaks in daai tyd, want 'n leermeester het altyd gesit wanneer hy die mense leer. Iemand wat gekom het en gestaan het wanneer hy so 'n boodskap bring, was 'n koninklike boodskapper. Hy het 'n boodskap gebring van die koning of van die keiser. En daarom het hy met koninklike gesag gepraat. En Jesus bring hierdie goddelike koninklike boodskap. En daarom staan hy wanneer hy dit uitroep, sodat almal moet weet, hierdie boodskap is 'n boodskap van die koning van die konings. As jy dors het, kom na my toe en kom drink. Dis God wat sy hand na ons uitsteek. Die volgende puntjie is die bron. Ons lees daar in vers 29, hiermee het hy na die Gees verwys. Die Gees is die bron
van hierdie lewende water. Hy is die een wat 'n mens se lewe verander. Die oomblik as ons vir Jesus ontvang, as ons hom aanneem en innooi, dan kom woon hy deur sy gees in ons hart. En sy gees maak al die verskil. Dis die Heilige Gees wat die liefde van God in ons harte uitstort, sê die woord. Dit beteken hy is die een wat my bewus maak van God se liefde vir my. Hy is die een wat my hart so vol maak met God se liefde, dat God se liefde deur my weer begin uitloop na ander mense toe. Hy is die een wat my bewus maak van God se teenwoordigheid. Hy is die een wat my God se waarheid leer. Die waarheid van die lewe. En daarom is die Heilige Gees hierdie bron van water, van lewende water. En so in aanloop na Pinkster, gaan dit mos nou oor daai gedeelte waar Jesus vir die disippels gesê het, vir die apostels, wag in Jerusalem. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle uitgestort word. En die Heilige Gees is ons bron van krag. En dis hoekom hierdie Pinkstertyd vir ons weer so belangrik is, dat ons opnuut weer daarop fokus, dat ons die Gees nodig het. Dat ons nodig het dat die Heilige Gees ons harte, ons lewens sal volmaak. En dan in die 4de plek, 'n belofte. Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit is Jesus se belofte aan elkeen wat na hom toe kom om te kom drink van hierdie lewende water. Strome lewende water. Nie pieperige ou stroompies nie. Strome. Nie een stroom nie, meer as een. Om die waarheid te sê, die Amplified Bible, die King James, al daai Bybels vertaal dit met riviere lewende water sal uit jou binneste vloei. En daarom is dit nie maar net genoeg om jou te laat oorleef nie. Dis nie genoeg om net jou hart en jou dors te versadig nie. Nee, God wil hê dit moet soveel word dat dit uit jou uit begin stroom en 'n verskil maak oral waar jy gaan. So, as jy nou so bietjie dink, hoe gaan dit met jouself? Moet jy vanmôre sê, my hart, my lewe is dor en droog. Miskien is die rede dat jy nie genoeg kom om te kom drink by die bron nie. Dat jy nie genoeg tyd met die Here spandeer nie. Of moet jy sê vanmôre, ek is darm nie dor nie, maar ek is ook nog nie versadig nie. Ek is so iewers tussenin. En dit kan wees omdat jy twyfelagtig is, omdat jy God nie vertrou dat hy met jou sal ontmoet en jou hart sal vul nie. Dit kan wees omdat die duiwel jou probeer weghou deur skuldgevoelens. Dit kan wees dat daar 'n sonde in jou lewe is waaroor die Here met jou praat, maar jy dit nog nie voor die Here kom bely en erken nie. Dit kan wees omdat jy kom, maar dit is so sporadies. Is nie gereeld nie. En daarom het jy al water gekry, maar jy's nog nie versadig nie. Of dalk moet jy vanmôre sê, ek is versadig. Die Here het vir my genoeg gegee om my te versadig. Maar ek loop nog nie oor nie. Of kan jy vanmôre sê, ek kan sien, ek kan beleef
hoe die Here deur my lewe 'n verskil maak. Hy het my so vol gemaak van sy liefde, so vol gemaak van sy genade, so vol gemaak van sy waarheid. Oral waar ek kom, loop dit uit my uit. As jy nou so 'n bietjie dink aan jouself, hoe gaan dit met jou? En wat dink jy, moet jy nou doen? Hoe kan jy meer van hierdie water kry? En sal jy dit doen? Die Vader het nie net 'n bietjie water om vir jou te gee nie. Hy het 'n oorvloed. En hy wag net. Elkeen wat kom, sal versadig word, sal begin oorloop. Jy kan van God kry net soveel as wat jy regtig begeer. Vader, baie dankie dat U self so aan ons beskikbaar stel. U het ons gemaak vir U self. Net soos my liggaam nie kan leef sonder water nie, so kan my gees nie leef sonder U nie. En Here, partykeer is ons gees so dor en droog. Ons is so geestelik dors. En tog om een of ander rede kom ons nie na die bron toe om versadig te word nie. U weet wat hou ons weg, Here. Sal U vir ons help om elke hindernis uit die pad te kry. Jesus, U het dit eintlik klaar gedoen, sodat die pad kan oop wees, die deur kan oop wees vir ons, om te kom drink. En U nooi ons uit, U roep ons. Help ons asseblief om elke ding wat ons vashou, af te skud en te kom, sodat ons harte versadig kan word en kan begin oorloop van U self. Mag my lewe, Here, 'n verskil maak soos 'n stroom wat lewe bring daar waar dit loop. Mag ek so lewe bring. Mag elkeen van hierdie boeties en sissies so lewe bring daar waar hulle loop. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.